Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die afgelope paar aande, die afgelope tyd, waar ons as die kinders onsself voor U kom verootmoedig het. Baie dankie Here dat ons kon begin, soos elke gebed, om U elke keer te loof en te prys, en groot te maak. Dankie Here dat U oneindig is, dat U die skepper is van die hemel en die aarde en alles wat bestaan, dat U die grote God is, wat al die lof op die aarde en ook in die hemel en dwars vir die skepping toekom. Baie dankie dat ons ook dit, ons stemme kan voeg by dit. Baie dankie Here vir daardie voorreg en verdere voorreg wat ons het, wat U ons toelaat, en wat U vir ons kom gee, is dat ons U wat so groot en hoog en oneindig is en heilig is, ons Vader kan noem. Here, dit is vir ons die beste, dat U, Here, ons Vader is, dat U ons U kinders gemaak het deur Jesus Christus, U eie Seun, en dat ons die ewige lewe mag hê, dat ons sekerheid van geloof kan hê, dat ons rustig kan wees, Here, dat ons vrede kan hê, ten spyte van 'n woelige wêreld, en ten spyte van baie dinge, kan ons rustig wees en vrede hê, want U gee dit vir ons. U gee vir ons daardie vasheid, U gee vir ons daardie genade. Here, en ook daaroor dank ons U, en loof ons U. Dit is alles net onverdiende guns. In die naam van Jesus, dat ons dit alles. Amen. Dit is ons sing vanaand, die 239, is een mooi lied, die ken hom. Ek wil graag hê ons met die, kom ons sing die tweede en die derde vers, waar die tweede verse woordkies gaan, en ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? So my hart met ywer vloei, so my trane ewig vloei, nog gebede, nog gebeen, kan my red deur die alleen. En die derde vers ook, weeg net met my sondelas, hou ek die verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. Die geslaande heilsfontein was my heiland, maak my rein. Kom ons in daardie twee verse van die 239. Oh,
Ons lees vanaand weer saam met die Bybel uit Titus vanaand weer by Lukas, die Evangelie van Lukas, die 18de hoofstuk. Ons lees van vers 9 af tot by vers 14. Die bekende gelykenis wat die Jesus vertel het van die Fariseer en die tollenaar. Vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie aan die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my arme sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Tot sover. Die Fariseer begin bid, dan sê hy: O God, ek dank U. En die tollenaar begin bid, dan sê hy: O God, wees my sondaar genadig. Ons het so die afgelope tyd het ek probeer om 'n patroon te maak en wat gebeur het hier in die kerk. Met Hosea 6 het ons met mekaar gepraat en dit is my altyd gevoel of dit meer kon ons iets sê van wie is God. Die gebed, die gebedstyd. Hosea wat nie eintlik 'n gebed daarop teken nie, oor wat ons in die derde persoon so, maar wie God is, wie God my help om te bid. En moet ons met Habakuk het ons so 'n bietjie gekyk na die bidder, maar ook God natuurlik heeltyd, want God is nooit buite die prentjie nie, maar ook na die bidder wat bid en iets anders ontvang en nog steeds voortgaan en bly te wees die wêreld te loop. En gisterand het ons nog weer gekyk met Abraham en God, meer na God, nee, hoe God is, maar Abraham was natuurlijk altyd ook in die prentjie, en vanaand is die klem weer so 'n bietjie na die bidderse kant, en bid, die aard en die natuur van die bidder, wat bid. En aan die einde van vanaand so bedenkentjie, vra ek myself, watter een van hierdie 2 of dan 3 is nou ek? Nee. Ja, nie is. Hier is nou die eerste bidder. Eerste bidder. Stoor in die kerk. En hy staan mooi regop. Nee? Hy is 4 regop. Kom ons sal dit weer in die weermaak sê, op aandag staan, ons moet so gepunt wees, so agter die soem van jou broek, so agter die soem met dit, so bors uit, maag in, en so iets, nee, staan die Fariseer, by die oor die kerk, hy is trots, met reg, sy trots, want die Fariseer is nie sommer net, jy skop nie 'n Fariseer agter elke bors uit nie. Fariseer is 'n baie eerbiedwaardige lid van die samelewing,
Hy was 'n leier in die kerk, die godsdienst. Hy is 'n man wat was altyd mans. Hy is 'n man wat die Bybel baie goed ken. Die Ou Testament dan. Die wet veral, hy lê hom toe op die wet. 10 gebooie, waarvan hulle 10 gebooie uitgebrei het. Hy lê hom toe op toewyding aan die Here, met sy hele wese toegewyd aan die Here. Hy lê hom toe op gebed. Fariseer was iemand in die gemeenskap. Jy kon ook duidelik sien, hy het 'n sekere aura in hom gehad. As jy loop in die straat, dan sien jy, dit is die Fariseer. Hy het ook daarvan gehou later, dat mense so dink van hom. Nie almal dalk nie, maar baie van hulle. Die Here Jesus het sommer nie algemeen gesê van hulle. Hy het nie gesê baie van hulle, hy sê almal is so. Mattheus 23 is nogal 'n as jy daardie hoofstuk lees, oor die Here Jesus se uitsprake en sy woede oor die Fariseërs, dan sal nie met jou hare op jou kop rys wat hy vir hulle sê. Dan onthou die mense vir hulle kyk en die mense hulle prys, hulle sê hulle mooi gebid, kyk hoe was dit, en hulle onthou. Maar die Here was daarvan gesê, maar hy het sy loon dan klaar weg. Op die manier die Fariseer ook voor die kerk kom staan en hy vier en regop en trots op wie hy is. En was vroom, hy is duursaam, uitgevat, deftig, lyk hy. Staan nog voor die tempel waar almal hom kon sien. En hy bid indrukwekkend. Die woorde rol van sy mond, van sy tong. Hy is soos 'n orator. Hy kan praat. Dit is nie vir hom 'n probleem nie. En hy vertel vir die Here, of vir wie almal wil hoor, 2 dae per week is vir hom vasdae. Dan eet hy nie. 2 dae. En 1/10 van sy inkomste, sy hele inkomste, bruto inkomste nogal, voor aftrekkings, 10de. Die Here. Hy is dankbaar. Hy is dankbaar dat hy tot hierdie hoogste sport van die vroomheidsleer kon klim. Hy is baie dankbaar daaroor. Merkwaardig dat hy inderdaad is wie hy is. Fariseer. Voorbeeldig, 'n man van aansien, en hy dank behoorlik, geliefdes. En hy dank intens, en hy dank so diep, bewus van homself, dank hy, dat sy dank later compleet klink soos 'n gespog. Nee, wat het eintlik regtig is maar 'n gespog. Hy dank so ewig en so hard. Dis die inleiding van sy gebed, nie? Dankie, Here. Dat hy die dankbaarheid skoon uit sy gebed wegnam. Want dankbaarheid maak 'n mens mos eintlik al of nederig. Nee, is dit nie. Dis mos dankbaarheid se manier. Dankbaarheid is skoon weg. So dank hy. Weet jy, is nou goed om oor hom te praat. Die Fariseer van 20 jare gelede oor die aanbiddingsruimte daar waar hy nou staan, waar almal kan hoor en sien. Maar weet jy, in my lewe begin dit alles baie subtiel, en ek dink in sy lewe ook, want ek dink nie, dit was van die begin, dalk was dit van die begin af daar, ek weet nie, ek ken hoe die daar die Fariseer nie, maar ek dink maar aan myself, hoe baie subtiel hierdie tipe van
selfbeskouing kan kosvat. So 'n mens se lewe, het om dit baie keer nie agter nie. Die een oomblik dink jy nog jou saak met die Here is reg. Heeltemal reg. My saak met die Here is steeds reg. My saak met die Here, ek is doodseker my saak met die Here is reg. En dan is dit lankal nie meer so nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, hy wat staan moet altyd oppas dat hy nie val nie. Die val kom natuurlik ook baie keer ongemerk. Jy kom nie agter dat jy val nie. Dit is onverwags, dalk selfs ook. Val is altyd onverwags op. Dit is soos 'n dief in die nag. Dus hoekom ek dink hierdie fariseer is nie sommer iemand wat ek afskryf en sê, maar gelukkig is ek nie so nie. Maar dit lê in my hart. Hy ontvat hier binne in my die trots, die meerwaardigheid. Ontvat my. En daarom, geliefdes, ek dink ons leer ons kinders dit, sê ons kinders dit geleer, dat daar iets soos 'n heilsorde is. Jy moet hier al ooit van die heilsorde probeer. Die manier waarop God jou sy kind maak. En die kerk het bestaan en goed so al stap vir stap beskryf, maar jy kan ook met mekaar oorvleuel, mekaar die mekaar dat die eerste woord wat my beweeg om 'n kind van die Here te word, kom van God af, wanneer hy my roep. En tweede wat gebeur is, wanneer God my deur sy Heilige Gees wederbaar, die wedergeboorte, dat ek 'n nuwe mens word. En dan die derde ene is, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek my hart vir die Here gee. En by bekering het ons altyd ek wil byna sê die twee soorte, wat nie van mekaar losgemaak kan word. Jy kry ons het gepraat van jy sal onthou man, julle ouens, die wortelbekering, nie. Daardie eerste bekering, wat jy wegdraai van die sonde af, met die krag van die Here, en jy draai in die arms van die verlosser. Nee, jy los die sonde agter. Die wortelbekering. Maar dan die tweede deel van daardie bekering is van saam met die heiligmaking, nee. Is die daaglikse bekering. Die daaglikse voor God staan en jou skuld en sonde en swakheid bely en jou hart opnuut elke dag vir die Here gee. En môre weer, aanhoudend elke dag 'n daaglikse bekering. Want hierdie gesindheid van die Fariseer kom subtiel en saggies. En voor jy kom kry, nee, as jy in die kloue daarom praat ons van die daaglikse bekering en toewyding. Die Fariseer weet wat hom so ver gebring het, waar hy nou is, Fariseer, kerkleier. Dis alles God se genade, hy weet dit. Hy weet, dis God se genade wat hom gemaak het wat hy is, wie hy is. En hy dank God daarvoor. Maar dan gebeur hierdie verleiding, so half stadig en saggies en ongemerk en verrysloos, en hy begin reken dat hy nou 'n sekere status het, dat hy nou op 'n manier belangrik geword het, dat hy nou verhewe is. Hy kom sommer dadelik, as hy instap, agter by, sommer dadelik vorentoe, want hy
Dis eerste. Want in die aard van die saak is dit waar hy hoort. Voor, op die troon, die belangrikste. 'n Paar stappe hoër as ander, sommer die hele paar. Genade, die genade maak hom beter. So dink ek. Jy sien, dit is gevaarlik. Dit is vir my so bekend, want voor ek my kon kry, dan is ek presies daar, by die Fariseërs. Presies daar. Want eintlik sit hierdie lewensskouer in ons bloed. Dus dat nie sit ons vertel is veroorsaamde. Ek bely die genade, en ek noem hierdie genade onbeskryflik groot, as net in ouer sin. En ek dank God vir hierdie onbeskryflike groot genade. Ek dank God daarvoor, om nie daarna, die volgende oomblik, hierdie heerlike genade, iets anders te maak, as 'n onverdiende gawe. Nie die volgende oomblik, nadat die Here gedank het vir die genade, maak ek die genade iets wat ek sou besit. Iets soos geld, of soos goed, of soos wat ek het, is myne. Maak die genade dit. Ek maak van die genade sonder iets wat inherent aan my behoort, iets soos my opvoeding en my integriteit en my geleerdheid en my karakter en my insig wat beter as ander is. Daarom maak ek hierdie soort genade my genade. Genade wat my tref, verhoog bo ander. En ek raak meer en meer oortuig van die Gees dat die genade eintlik nie God se genade is nie. Ek noem dit nog so, maar eintlik is dit myne. Uitsluitlik myne, persoonlik myne, my eie besit. Dit is my statussymbool. Kyk hoe beweeg ek in die genade. Dis 'n medalje op my bors. En ek raak al meer en meer oortuig dat die genade nie 'n aanhoudende ingrype van bo is nie. Dat die genade nie 'n voortdurende oorrompeling van my menswees is nie. Maar dat die genade aan my gegee is as 'n afgehandelde saak, as 'n statiese, onveranderlike, ewige feit in my geval. En so, as ek dit sien as genade, geliefdes, dan maak ek die genade iets anders, dan verbring ek die genade. Dan maak ek dit verdore genade. Ek het nou in die kerk gevra of dit wat Jan Spies genade genoem het, of dit nie van toepassing is. Dan kan dit nie noem nie. En julle weet wat hy gesê het. Ek sê maar net, dan maak ek van die genade verdoemde genade. Verdoemde genade, as ek het so op myself. Want dis genade, kan ek die genade verloor? Moet ek myself vra. En dit is myself, my hierdie. Kan ek hierdie genade, is die genade verliesbaar? Genade van die Here. Dan moet ek sê ja. Dit is. Dis die Here se genade. Dis nie my genade nie. Maar ek het al so selfvoldaan geword in hierdie waans, die waas waarin ek verkeer,
dat ek hier in agterkop dink, soms dink, die Here moes daarom tog iets ouliks in my gesien het. Ook iets moois in my gesien het. Iets in my gevind het. Hy het daarom 'n goeie keuse gemaak toe hy my gekies het. Ek moet hoe oulik is ek. Fariseer het daardie gedagte geliefdes, dat hy vir 'n oomblik sy oë oprig na bo en sê, o God, ek dank U. En die oomblik as hy dit sê, dan gaan hy weer af onder toe, dan kyk hy. Dan begin hy met, ek dank U dat ek, 4 keer sê hy, ek, 4 keer. Ek dank U, die genade moet nou terugstaan, want ek moet nou op die voorgrond kom. God moet nou aan een kant toe staan, want ek moet verbygaan. Ek. Wie dan anders geliefdes? Sou ek sê, sou die Fariseer sê, want hier is bewyse, kyk vir my, kyk waar is ek, kyk wie is ek, super ek. En hy vergelyk homself met ander, en die enigste persoon wat hy op daardie stadium kan vergelyk is die ander persoon wat saam met hom in die tempel is. En dis die tollenaar. En hy vergelyk homself met almal soos die tollenaar. Diewe en bedrieërs en oortreders en korruptes en mislukkings en armes en egbreekers en vreemdelinge. En hy kyk boontoe hemel toe, God toe. En hy kyk af onder toe, na hierdie tollenaar, die boemelaar toe. En in sy eie oë slaag hy met vleiende vaandels. Dis toch so helder soos daglig. Jy kan ons die verskil sien. Jy kan het sommer aanvoel, jy kan het hoor, die verskil. Tussen my en daardie arme drommel. En ergens, hy kyk op, en hy kyk af. Hy is nie daar nie, dit weet hy, maar hy is ook nie daar nie. Hy is ergens hier in die middel. Geborge in homself, thuis en veilig en knus. Ergens in die middel tussen koud en warm. Hy raak nog kant nog wal. Hy skus nog vlees. Hy is 'n nare oulike lou. En daarom geloof. Genade sê Jesus, by anders. Genade beskryf hy in vers 14. Hy wat nederig is, hy wat klein is in eie oë, hy wat aan homself sterf, sal verhoog. Wie hom met ander meet, en wie hom met ander, die ander weeg, die ander oordeel, sal ergens een of ander tyd gelig bevind word, voor skiet. Want ons het elke dag vir die verloose stuk, 'n daaglikse bekering nodig. Elke dag. Dis die eerste bidder, waarin ek myself ook sien. Die tweede bidder, is die tollenaar, hy is aan die ander kant. Hy kruip byna die tempeltrappe op, soos daar agter. Hy kruip hulle op. Hy staan daar agter in die skemerige kerk. En hy slaan op sy bors.
Hy het niks. Niks om hom vas te gryp nie. Hy het geen voet van sy eie om op te staan nie. Hy het nie eers iets te offer aan die voet van Jesus nie. Hy gaan met leë hande. Die tollenaar is totaal anders, soos dag by die nag. Al wat hy het is sy verlore sondigheid, sy bedrog en sy korrupsie en sy omkopery en sy uitbuitery en sy vergrype. Hy het sy eie mense, sy eie volk, wat hy elke dag doen, dis sy werk. Hy verraai hulle, hy verkil hulle, hy bedrieg hulle, hy verkoop hulle uit, hy mislei hulle, hy misbruik hulle. En so is hy elke dag besig met die werk wat hy doen om God se reg te verdraai. Dis die tollenaar. Hy het niks. Hy is leeg. Net sy sondelas. Anders as die Fariseë. Dis die tollenaar. Dis wat weet julle wat? In die tollenaar is daar ook 'n gevaar. Daar bestaan die gevaar dat sy slegheid of sy sonde en sy ellendigheid een of ander soort van verbromme deug kan raak. Dit gebeur. Dat mense dieptepunt, my broer en suster, waar hierdie man nou lê, in die diepte van die dieptes, daar lê hy. Daardie dieptepunt kan maklik en gladweg jou prestasiepunt word. Want heeltyd, as ek 'n tollenaar is en ek is onder op die leer, dan vergelyk ek heeltyd boontoe. En dit kan wees dat ek as tollenaar by die Here kan kom met my gebed en ek kan sê, ek dank U dat ek nie soos daardie Fariseer daar voor in die kerk is nie. U ken hom. Ek ken hom ook. Wie dink hy is hy? Huigelaar, skynheilig. Ek weet, Here, soos U weet, ek weet van sy donker gekonkel en sy onderduimse korrupsie. Ek weet dit. Regte witgepleisterde graf. U sien nou word my dieptepunt ook my prestasiepunt. En dan sê ek, dankie Here, dat ek nie soos hy is. Dankie dat ek net 'n arme tollenaar is, 'n sondaar is. Ek weet ek is sleg, ek weet. Maar ek is ten minste eerlik. Tollenaars kan ook ongelukkig wees. Dat ek my kan verlekker in my eie sonde. En dat erkenning en boetedoening die daaglikse kan wees, daaglikse ritueel, daaglikse bekering, kan maar 'n daaglikse ritueeltjie wees, soos wat ek baie keer my sonde bely tydens my gebed, en sommer net sê, omdat my gebed maar altyd so eindig, vergewe my sonde, om Christus wil, amen. Dit kan maar net so 'n ritueeltjie raak, 'n klakkelose herhaling van woorde. So probeer ek ook, as tollenaar, om die vergifnis van die Here Jesus te probeer. Probeer ek ook die onbeskryflike groot genade holrig te ry. Want wat, dit is in my gedagtes, wat is daar vir my in? Dit is ons tollenaar. Wat is daar vir my in? En so geliefdes, kan ek ook maar my tollenaar sakke, gierig, propvol prop, tot die volgende in boeseming, en belydenis. So 'n masochistiese, selfbejammerende, bose verloor. Kan gebeur. Gebeur. Die dat klaar kan gebeur. Maar hier in Lukas is dit nie so. Lukas 18 is dit nie so. Waarom, my broer en suster, hierdie tollenaar wat daar by die tempel is, waarom hy gekom het,
Dit weet ek nie. Hoekom hy gekom het, weet ons nie. Die Bybel sê nie. En hoe hy, na hy van die tempel al weg is, verder geleef het, dit weet ons ook. Aan ons deel. Die Jesus sê, hy het huis toe gegaan, as een wie se saak met God reg is. Hy wat nederig is, sal verhoog word. En in hierdie geval, die tollenaar se gesindheid, die tollenaar se oortuiging, die tollenaar se persoonlikheid, karakter, sy hele menswees van nederigheid getuig. En hy is verhoog in hierdie geval. By die laagtepunt, by die leegtepunt, het hy die genade onbeskryflik groot gevind. Ek vraag myself, wat een van die twee of dan drie is ek? Is ek dan die een die selfvoldaande fariseer? Is ek die een wat my sakke wil volkop met my bejammerenswaardige tollenaar figuurtjie? Of is ek daardie een wat werklik nederig van hart is? Wanneer ek voor die Here staan en gebed, o God, lees my arme sonde in hande. Die een. Ons bid.
Hemelse Vader, ons dankie dat U ook vir ons hierdie beeld die Bybel kom gee van die Fariseër en die tollenaar. Ons weet, Here, dat daar maar baie van die Fariseër in ons lewens is. Ek bely dit, baie dankie dat U elke keer wanneer ons ook dit bely, dat U dit vergewe en ons elke keer van vooraf herinner aan Jesus, wat aan die kruis vir ons gesterf het om ons lief te maak. As ook baie van ons gebede, Here, is daar die tollenaar. Die wat onopreg is, en dit ook bely ons, o Vader. Dankie dat U ons vergewe. Dankie dat daar ook by ons die genade is uit die hand uit om die opregte tollenaar te wees. Here, ons gebed is dat U sal help, dat ons elke dag nederig sal lewe, naby U, klein in eie oë. Dankie, Here, dat U genade groter is as alle ander genades. Dat U genade die enigste genade is. Dat dit baie sterker is as die gefabriseerde genade wat ek baie keer betoon. Vergewe my ook dit, Here. Baie dankie, Vader, dat ons vir mekaar kan bid, dat die gebede wat ons bid, dat daardie gebede tot eer van U naam sal wees. En ons weet ons gebede is maar almal gebrekkig, o Here. En daarom weet ons dat U, Heilige Gees, ons help, en vir ons intree met versigtinge, wat 'n mens se woorde nie te sê is. Daarvoor, Vader, is ons diep dankbaar. Wees hierdie jaar wat voor lê met ons, Here, ons gemeente, die kerk, die wêreld waarin ons bly. Ons bid, Vader, dat daar vrede sal wees in oorloggetuisterde gebiede. Ons dankie vir die vrede wat daar in die Midde-Ooste nou heers. Ons bid dit sal blywend wees, o Here. Baie dankie dat U dit beveel, dit van U afkom. Ons prys U naam. Ons bid vir almal wat siek is hier by ons, swaar kry, dat hulle ook die teenwoordigheid sal ervaar, en dat hulle sal bly wees, soos ons almal oor U genade, wat so onbeskryflik groot is en onverdiend na ons toe kom. Liewe Here, ons bid U dat U ons sonde sal vergewe, in die naam van Jesus. Amen. Liefdes, ek wil graag net vir ons sing, en baie dankie sê, dankie vir die Driesele wat elke aand vir ons die ligte aangesit het, en die kerk oopgemaak het, en Hermine wat die orgel gespeel het, vir ons nie so baie dankie, en Bian hulle wat ons so gedierig, hy sit vanmiddag toe ek nou daar in die studeerkamer is, sê, wat is die liedere? Is op my, dankie Bian, dankie vir julle hoor, dat julle vir ons so mooi help, en vir almal wat gekom het die afgelope tyd, baie dankie, die Here seën vir julle, en sy genade is vir julle ook. Kom ons sing oor die Here se genade, en ons sing die 510, vers 1 en 2 en 3.
gaan in vrede, broer en suster. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.